Vriende, die familie het gevra dat ons vanmôre die teksgedeelte moet neem daar uit Psalm 23. En dis so 'n kosbare psalm en ek dink een van die redes daarvoor is hier in ons hart weet elkeen van ons het 'n herder nodig. Ons het iemand nodig wat regtig vir ons omgee. Ons het iemand nodig wat ons kan help in omstandighede waar ons onsself nie meer kan help nie. Ons het iemand nodig groter as ons. En ek dink dis een van die redes hoekom Psalm 23 vir ons as mense so kosbaar is. Nou, ek wil dit graag saam met julle lees. Dis 'n psalm van Dawid en hy skryf: Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Nou hierdie ou sinnetjie is al so vol betekenis, ons kan dit op soveel maniere lees, ons kan lees, die Here is my herder, of die Here is my herder, of die Here is my herder, of die Here is my herder. En elke slag is daar 'n ander betekenis. Maar daarom kom ek niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, die ou vertaling sê al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Wat 'n kosbare psalm. Nou vriende, as ons hierdie psalm bietjie mooi wil verstaan, het ons nodig om die agtergrond te verstaan waarteen Dawid dit geskryf het, want hy was self 'n skaapwagter wat skape opgepas het daar in die dor, droë woestynland. En as 'n mens nou daar ry, dan lyk dit nie asof enigiets eintlik daar kan leef nie, want dis klipwoestyn. En daar, jy sien nêrens eintlik iets groen nie. En jy kan nie dink, hoe kan 'n dier hier leef nie, maar dis juis hoekom hulle die herder so nodig gehad het. Want die herder se werk was om wanneer hy die skape uit die kraal uitlei, vir hulle kos te kry. Nou wanneer hy hulle in die kraal kry, dan roep hy elkeen van sy skape op hulle naam. Die skape lê almal daar, verskillende herders se skape saam in een kraal, maar dan roep hierdie herder elkeen van sy skape op hulle naam. En soos hy hulle naam roep, staan die skaap op en kom na hom toe geloop. En dan stap die herder voor en die skape volg hom. En dan gaan soek hy vir hulle veiding. En hulle het dit gewoonlik gekry in die kloofies, daar waar die water so van die hoogland afkom na die laagland toe, en daar was gewoonlik bietjie gras, omdat daar partykeer water is as dit nou gereën het op die hoë veld. Maar dis ook die plek waar die wilde diere was. En dan moes hy hulle beskerm. Nadat die skape dan gevreet het, dan moes hy vir hulle water kry, en daar is nie oppervlak water nie. Die enigste manier hoe hulle water gekry het, was hulle moes 'n put grou. En dan moes die herder die water met 'n emmer optrek uit die put uit, en die skape water gee. Die skape kon nie daar oorleef sonder die herder nie. En dis waarvan Dawid praat. Hy sê die Here is die een wat sorg vir ons daaglikse behoeftes. Soos hy vir sy skape gesorg het dat hulle genoeg het om te eet en genoeg het om te drink, so is die Here vir ons. Hy is die een wat vir ons versorg met dit wat ons nodig het elke dag. Hy sê, hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters
waar daar vrede is. Nou vriende, hierdie herders bly by hulle skape 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week. Hy slaap in die kraal se opening. So as die skape ingegaan het, dan slaap hy in die opening om te keer dat geen wilde dier die skape kan bykom nie. En so is die herder wat ons aanbid ook. 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week is hy by ons. Hy los ons nooit alleen nie. Dan sê Dawid, hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Wanneer ons swak is, wanneer ons moedeloos is, hartseer, alleen, wanneer ons verlang, dan kan ons na hom toe draai, want hy's daar, en hy gee om, en hy kan help. Hoeveel keer was ons nie al in 'n posisie, en ek dink elkeen van julle sal daarvan kan getuig, dat jy by iemand gekom het wat deur trauma gaan, wat deur moeilike dinge gaan, en jy wens so jy kon iets doen om te help, maar jy voel magteloos. Maar nie God nie. Hy kan help. Ook in daai onmoontlikste, moeilikste omstandighede, bly hy God. En kan hy help, kan hy krag gee, troos gee, kan hy ons deurdra. Daarom vriende wil ek vra, as jy nou dink oor hierdie herder, kan jy vanmôre sê, die Here is ook my herder. Want ek het al met hom uitgemaak, ek het hom al gevra, Here, wees asseblief ook my herder. In die aand, wanneer die herder by die kraal kom met die skape, dan gaan staan hy in die opening van die kraal, en dan kom die skape een vir een na hom toe. En dan het hy 'n ritueel met elke skaap. Hy voel eers die skaap se pens, het die skaap genoeg gevreet. Dan voel hy die skaap se neus of hy klam is, het hy genoeg gedrink. En dan voel hy die skaap se kop, want in daai warm woestynwêreld het hulle baie keer hittesteek gekry. En as die skaap hittesteek gekry, dan gooi hy olie oor die skaap se kop. En 'n ou wat daar was om die goed te kyk, hoe werk hulle met die skape en goed, vra toe vir hom, maar help die olie vir die sonsteek? Hy sê, hy weet nie of dit regtig help nie, maar dit lyk nie of die skape omgee nie. Al wat die skape wil weet, is dat die herder omgee. En ons herder gee om. Maar so het hy 'n ritueel gehad met elke skaap, want elke skaap maak vir hom saak. So is die Here ook met ons. Jy maak vir hom saak. En hy ken jou op jou naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, deur 'n dal van doodskade, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Die ou vertaling sê, U stok en U staf, die vertroos my. Nou, die herder het die staf gehad, wat ons nou so op die hooppunt so 'n boog gehad het, dit het hy gebruik om die skape nader te trek, en hulle so 'n tikkie te gee as hulle nie wil luister nie. En die stok was daar om te beskerm. As 'n wilde dier op hulle afstorm, Dawid vertel hoe hy 'n beer en 'n leeu te storm geloop het, omdat hulle sy skape wou vang. En hy sê, so beskerm die Here ons, met 'n liefdevolle hand, wat my versorg, en terwyl hy my versorg, beskerm hy my teen die vyand. Hy beskerm my lewe. En daarom in U hande is ek veilig. Hierdie gedeelte praat nou as ware oor ons lewe hier op aarde, maar dan is dit asof die Psalm oorgaan in 'n tweede deel wat praat oor die ewigheid. Hy sê, U laat my by 'n feesmaal aansit. Waar is die feesmaal? In die hemel. Kan julle dink, die oomblik toe Tannie Rina in die hemel kom,
en vir die eerste keer in haar vader se oë kyk. En hy slaan sy arms om haar. En hy sê vir haar, ek is so bly, jy's hier, my dogter. En hy laat haar aansit by sy tafel in die hemel. Hy ontvang haar soos 'n eregas. En die teestanders moet toekyk, maar hulle kan niks doen nie. Die duiwel kan niks doen nie, die dood kan niks doen nie, want God het gesê, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En Tannie Rina het geglo, en daarom lewe sy nou, al het haar liggaam gesterf. Maar Tannie Rina lewe, en sy sit aan die tafel van die Vader, in die hemel, oorlaai met hartlikheid. Kan julle daai prentjie indink in die hemel? Wat 'n kosbare oomblik. Toe Jesus aan die kruis sterf, net voor hy sterf, roep hy uit, Vader, in u hande gee ek my gees oor. So wat gebeur wanneer ons te sterwe kom? My gees verlaat hierdie tent, waarin hy gebly het hier op aarde. En die Here Jesus neem my gees in besit. En hy neem my hemel toe, waar hy vir my plek gereed gemaak het, in die huis van die Vader. En daarom kan Paulus sê, om te lewe is vir my Christus, om te sterwe, wins. Want wat kry ek wanneer ek sterwe? Glory. Dan kry ek die volle heerlikheid wat God van die begin af eintlik vir ons bedoel het. Die lewe wat hy wou gehad het, Adam en Eva moet saam met hom lewe, maar toe draai hulle rug op hom, en ons saam met hulle. Maar hy het nie ons sy plan met ons prys gegee nie, hy vat ons terug na sy oorspronklike plan, om vir altyd en altyd saam met hom te lewe. En daarom hierdie laaste versie wat sê, u goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. Die ou vertaling sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Dis my bestemming, dis my ewigheid. En as ek nou nie kan sê, dis 'n wins teenoor dit wat ons hier op aarde het nie, dan verstaan ons nog nie mooi nie. So, Martiens, vir Tannie Rina is ons vandag nou nie meer jammer nie. Want sy is in volle heerlikheid. Sy is vir altyd verlos van siekte, wat haar die laaste tyd so getuiter en getuister het. Sy is vir altyd verlos van sonde en van gebrokenheid en van bekleierery en alles wat sleg is in hierdie ou lewe. Dis nou vir haar vir altyd verby. En nou lewe sy die lewe waarvoor God haar eintlik gemaak het. En dit vir altyd. Sy kan nie meer siek word nie. Sy kan nie meer oud word nie. Sy kan nie meer pyn hê nie. Sy kan nie meer doodgaan nie. Vir haar is ons nou nie meer jammer nie, oor haar juig ons, maar vir julle is ons jammer. Want julle sit met die verlies. Julle verlang. En daarom gaan ons harte uit vandag na julle. En ons gebed is, Christo, dat die Here julle sal troos. Dat hy vir julle as ware, elke keer as julle so hartseer is en na ma verlang, dat julle as ware daai prentjie in julle geestesoog sal sien, van ma aan die tafel in die hemel, waar sy met hartlikheid ontvang word, behandel word soos 'n eregas, in die teenwoordigheid van God self. En daarom, vriende, hoef ons die dood nie te vrees nie. Vir 'n gelowige is die angel van die dood getrek. En ek vertel altyd hierdie ou storieetjie, want dit bly vir my so kosbaar.
Hulle vertel van 'n pa en sy seentjie wat in die kar ry, en die venster is oop, en daar kom 'n by in by die venster, en hy is hier al om die seentjie, bzz, hy so om, en die seentjie is vreeslik allergies vir bysteek, en hy sê, papa, hy gaan my steek, maar die pa time daai by so, en toe hy omkom, gryp hy, en hy skud hom so, en hy los hom, en die by val weer op die seentjie se been, en nou bzz, hy sê, papa, hy gaan my steek, hy sê, nee my kind, hy kan jou niks maak nie, kyk, hier sit die angel. En dis wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het die angel van die dood getrek, sodat ons die dood nie meer hoef te vrees nie. Hy bzz nog hier om ons, maar hy kan ons niks maak nie. Want Jesus het die dood oorwin. En daarom het ons hoop, selfs al staan ons voor die dood. Daarom word ons nie moedeloos nie, maar kan ons saam met Paulus uitroep en sê, om te lewe is vir my Christus, om te sterwe wins. Terwyl oom nou nog hier op aarde is, terwyl julle kinders nog hier is en julle nie nou by ma kan wees nie, het julle nog steeds 'n herder. En hy sal hierdie pad van hier af, elke tree saam met julle loop. Moenie toelaat dat die duiwel 'n wig tussen jou en die Here indryf nie. Hoe doen hy dit? Hy kom baie keer en dan sal hy vir jou sê, maar hoekom het God jou geliefde nou weggevat? En dan probeer hy jou laat twyfel aan God se goedheid. Maar hy vertel 'n halwe waarheid. Want hoe het die dood op die aarde gekom? Dit was toe Adam en Eva ongehoorsaam was aan God, want hy het vir hulle gesê, moenie van daai boom eet nie, as julle van daai boom eet, gaan julle sterf. En toe gaan eet hulle van daai boom, en toe sterf hulle. So die dood het deur die mens en deur die misleiding van die duiwel gekom, maar nou as ons doodgaan, wil die duiwel hê ons moet dink is God se skuld. Dit is nie God se skuld nie. Hy wou van die begin af nie gehad het ons moet sterwe nie. En toe ons ongehoorsaam is, en ons word slawe van die dood deur die sonde, toe kom hy en hy sterf in ons plek, om weer vir ons die lewe terug te gee. En daarom kan ons hom vertrou met ons laaste asem. Ons kan hom tot die uiterste toe vertrou. Hy sal ons nie in die steek laat nie, ook nie nou, wanneer ons hart seer en in ons hart verpletter is nie. Hy sien ons raak in ons nood en hy sal ons deurdra. Hou vas aan hom as jou herder. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U so 'n wonderlike Vader is. Om die beeld van Dawid te gebruik, dat U ook ons herder is. Wat 24 ure dag by ons is, elkeen van ons op ons naam ken, ons versorg vir alles wat ons nodig het vir hierdie lewe, wat ons dra deur donker dieptes, as gevaar dreig, dan beskerm U ons. Ja, Here, selfs as ons die dood in die oë kyk en my asem uitblaas, dan los U my nog steeds nie. Dan is U daar om my gees in besit te neem. Waar is nog 'n God soos U, o Here? En Here, ons wil vandag vir U prys vir Tannie Rina se lewe. Dankie vir die jare wat U haar vir haar man, haar kinders en familie en vriende gegee het. Maar ons is so dankbaar, Here, dat die Bybel ook vir ons sê, ons lewensdae is in U boek opgeskrywe, nog voor ons gebore is. En Tannie Rina se lewensdae hier op aarde het uitgeloop, en toe het U haar kom haal. Maar nou lewe sy by U tot in ewigheid. En daarvoor prys ons U, Here. Ook in die ewigheid is U haar herder, haar God, haar Vader, ja, haar vriend
en ons eer U daarvoor. Ons bid vir hierdie familie, Here, dat U hulle styf sal vashou. En Here, partykeer as 'n mens so hartseer is, en so verlang, dan sukkel ou om te bid. Jy sukkel om stilte tyd te hou, en dan voel ons skuldig. Maar Here, dankie dat ons in daai oomblikke van swakheid, maar net stil by U voete kan kom sit, en weet, U is daar, en dis genoeg. Seën hulle asseblief, Here, met U teenwoordigheid, met U troos, en met die vaste wete in hulle hart, dat U ook hulle herder is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daleen, die bedankings, het jy dit vir my gestuur? O, is dit op die blaadjie, ekskuus. Ag, kan jy net vir my 'n blaadjie bring asseblief? Is hier iemand net vir my 'n blaadjie gee hiervoor? Ek het nou ongelukkig myne daarbo gelos. Hulle het vir my een gegee, so dis nie die ondernemer wat droog gemaak het nie, dis ek wat bietjie droog gemaak het, ekskuus. Die hulde blyk hier op die blaadjie wil ek net lees, ek Martiens wil net ons hemelse Vader dankie sê vir die pragtige mens Rina, wat hy aan my toevertrou het en vir 54 jaar vir my geleen het. Sy het nooit aan haarself gedink nie, altyd 'n oop hand vir ander gehad. Dankie vir die 3 kinders in ons blomtuin. Jy was 'n goeie voorbeeld vir ons almal, nooit gekla nie en altyd gesê ek is okay. Al het ek partykeer skeef getrek, jy het altyd gewen. Ek gaan jou baie mis. Mag God se vrede met jou wees. Onthou, jy het altyd gesê, wees kalm, rustig. Rus nou in vrede in Jesus se arms. Van oom Martiens. My liewe Moeks en ouma, om nie te kan bel nie en ook nie om Moeks hier te kan sien nie, dis Eina. Ons kon altyd mekaar opbeer of opcheer, mekaar verstaan en bystaan. Mis ons geselsies, sommers vir ure lank. Ons mis ma, ons is lief vir ma, maar Moeks is nou sonder pyn, sonder saffer, by my liewe moeder en moeder se broer, soos Moeks weet, to the moon and back, unlimited, soos Melissa altyd sê. Voel Moeks by my, en weet dis so, rus lekker my liefste moeder, my hero, my als. Ons weet, liewe Jesus, kyk nou na ma, en weet ons mis jou baie, maar eendag is ons saam. Engel Rina met 'n hart van goud, 'n inspirasie in almal se lewe, altyd caring, haar eerder ander se probleme as haar eie, ja, altyd caring vir, sy gee meer om vir ander as haar eie probleme. Oupa, ek, Melissa, Alissa, ons gaan Moeks so vreeslik baie mis vir die res van ons lewens. Weer eens, love you to the moon and back, unlimited. Ons sal altyd opkyk na die wolke. Ons sal altyd onthou hoe dit was saam met Moeks. Moeks se stories, Moeks se bel in die oggend en die aand. Het jy geëet? Al die worries is nou verby. Ons mis jou nou baie, maar weet elke dag in ons lewe en naby ons. Die liewe Here kyk nou na ma. 'n Mens, vrou, ma, ouma, wat ons nooit ooit sal vergeet nie. Liefde, waardering, alles in 'n mens. Rus sag, my liewe Moeks, van Christo. Ek het ook hier 'n ander briefie ontvang wat iemand sommer geskryf het en gesê het, Rina Rousseau was 'n stil en beskeie mens wat nooit die kollig op haar gesteel het nie, of gesoek het nie. In die laaste tyd het haar gesondheid haar egter begin faal. 'n Mens kon sien hoe dit haar lewenskwaliteit begin benadeel het. Maar getrou aan haar stil en beskeie manier, het sy vroeg die oggend, voordat sy iemand daar kon steur, haar hande uitgereik, en is sy in die liefdevolle arms van haar hemelse Vader toegevou.
Onmiddellik was sy vry van pyn, siekte en aardse kwellings. Sy het na haar hemelse tuiste gegaan. En dan skryf hulle dat hulle glo sy is nou besig om te help om julle plek gereed te maak. Nie dat die Here nou hulp nodig het nie, maar dis mos hoe 'n ma is. Ja, haar stem is nou stil en haar plek tussen ons leeg en daaroor kan ons treur. Maar oor waar sy nou is, hoef ons glad nie te treur nie. Haar laaste boodskap: leef elke dag voluit, geniet die lewe, wees daar vir mekaar, kyk na julle gesondheid. Ek was intens lief vir elkeen van julle. Maar dit was nou my tyd om te gaan. Kom ons sing die laaste lied en dit is Die Here is my herder.